Kom nader, kom elkeen, waar jy ook al reis, en erken dat die waters daar om jou verreis, en aanvaar dit jy's gou, dier week en vereis. Het die tyd wat jy het vir jou waarde, dan beter jy swem, of jy sink en verdwyn, dan die tye, hoe dit verander. Ons skrywers wat met julle pen profeteer, maak op julle oor, die kans kom nie weer. En praat nie te gauw nie, want die wiel draai nog steeds. Wat onthul, wie sal weet, wie se name, want vandag se verloorde, en môre wel weer. Van die tye, hoe dit verander. Kom ministers, presidente, asseblief toch kom hoor. Versper nie die pad nie, moet die weg nie verloor. Want jy gaan op seer kry, wat verdwaal van die spoor. Hoe die stryd buite woed, al hoe kwaad. Goeiemorgen, lieve vrienden. Goeiemorgen, ons is maar gegroet, maar welkom by 20 April se erediens, dis Paasfees. En ons vier vandag die opstanding van die Here wat vir ons lewe gebring het. Mag julle daarin met 'n troos weet dat hy die tye verander. Soos wat Oosman reg sê in sy vertaling van die Bob Dylan liedjie, en julle ouers sal seker meer van Bob Dylan se weet. Maar die plan van sy is so mag julle weet dat die tye verander van die mense is opgestaan. Dit is nie dieselfde. Gereedheid vir stil gebied en jy krijg op iemand steek, welkom, as jy iemand gebed opstuur na die hemel toe, na die troon toe, as jy net op dankie sê vir iets, en welkom enig iemand wat voel dat hy nodig om een gebed die pertafel te kom bring. Welkom, die wees van julle maar rustig net sit en stil gebed voor wat hy gebed is.
groet met die woorde Christus aneste, alethos aneste. Die Here het opgestaan. Hy het waarlik gestaan. En is vir jou genade en vrede volgens van God die Vader en Here Jesus Christus, die een wat uit die dood uit opgestaan het. Kom ons die Here met ons lofprysing en aanbidding.
Evangelie van Johannes. Ek gaan heel laaste paar verse lees. Van dit, voor ons daarby uitkom, gaan ons die laaste keer vanoggend op ons thema luister. Ons thema gaan oor die Here van James Dunn. Ons gevolg het die hele lydingstyd. En volgens dit is nou tyd om te sê, daar is 'n tyd dat ons die traan agter ons gesit en die vreugde op glimlag. So kom ons luister na die. As ek lag op 'n grys grou herfsdag, sien ek weer gedagtes aan hemel. By die graf se stil met die boodskap aan die wêreld skud, wanneer die graf se deur oopgeruk. Glansend op die treurbank gesit, het die engel my God gewit lachende boodskap lewens uitgesit. Nou soek ek eksogeen, my Heer, na die lewensseën. In die Sondag vroeë oggendlig het die graf en naskrif, waar die son sy gloed uitgooi, en die eerste strale gullend rooi. Die Heer
hier die weg deur die graf gegaan, vir ons die weg deur die dood gegaan, 'n nuwe lewensweg begaan. Ons harte is vreugdevol, hy klop het aan die rol. Ons sonde is in die graf te doen, met die wat die dood is leerloop stoot. Ons bid, o God, vir die genade ons te dra na die liefdesgebod. Ons kan leef, ons kan nie vol, as ons lag oor hierdie Paasfeesdag. Amen. Johannes 21 vers 20, toe Petrus omdraai sien hy die disipel volg vir wie Jesus baie lief was, wat ook by die maaltyd aan Jesus se kant toe oorgeleun en gevra het, Heer, wie is die verraaier? Toe Petrus hom dan sien, vra Petrus vir Jesus, Heer, en wat van hom? Jesus antwoord, as ek wil hê dat hy in die lewe moet bly, totdat ek weer kom, is dit nie jou saak. Volg jy my. Die gerugte het onder die broers versprei dat daardie disipel nie sal sterwe nie. Jesus het egter nie vir Petrus gesê dat daardie disipel nie sal sterwe nie, maar as ek wil hê dat hy in die lewe moet bly, totdat ek weer kom, is dit nie jou saak nie. Dit is die disipel wat oor al hierdie dinge getuienis aflê en dit beskryf het. En ons weet dat sy getuienis waar is. Daar is nog baie ander dinge wat Jesus gedoen het. Maar as dit een vir een beskryf moet word, dan kyk sy die hele wêreld nie genoeg plek vir die boeke hê. Ons kan amper saam met Johannes daaroor betuig, want die wêreld vol is daar 'n biblioteek met teologiese boeke, rye en rye, van oud tot jong. As een biblioteek in Duitsland wat kappe teologiese boeke het in die wêreld uitgegees. En ja, en so kom ons toe gaan vir 'n doktersgraad, dan kan jy nie sê jy het die boek gekry het, so is beskikbaar. Maar ek weet nie of dit, soos ons sê, soos Johannes sê, dit beskryf nog steeds nie alles van Jesus. So baie, dat ons nog kan leer. En vriende, die lewe kan ons lewe dan bereik. Dit kan ons onderkry, kan ons vernietig. Petrus het genoeg gehad om sy lewe, homself lewenslang te verwyk. Die ander disipels selfs bepaal ons net nie vir die maar om heeltyd kon bly herinner aan alles wat hy ontdek wat hy gedoen het. Want hy het nou voor, hulle loofhuis van Jesus nie laat kom. En nou wat hy daar nie by die see op so half eenkant gesit. Miskien het hy vroeg na die boot uit gespring, juist om te kyk of hy by Jesus kan uitkom en of Jesus ons kan vergeet voor die dag. Maar hy het nou 'n gesprek gehad het. En hierdie is dan die derde keer wat hy by mekaar uitkom, na Jesus opstaan en volgens die Johannes Evangelie. En steeds het Jesus niks gesê oor daardie aand wat hy gedoen het. Het hy dalk gesoek na vergifnis en 'n oomblik alleen saam met Jesus? Ons weet nie. Maar weet jy wat die eerste ding wat Jesus doen? As hy op die strand kom, met die 153 visse wat hy gevang het, die 153 beteken dat 153 visse gevang het. Dit het as geen symboliese betekenis aan. Maar, dus Jesus tafel skryf, wat doen hy? Hy breek die vis en hy in die nacht opgaan. Is nachtvolgende dag die eerste teken vir Petrus dat Jesus hom vergewe het. Dit was die laaste teken aan Judas dat hy vergifnis kon kry in sy hand. Want die nagmaal sê ons in die kerk, en
staan nog belydenis skrifte is 'n heilsmiddel. 'n Heilsmiddel is iets wat jou heil kan aanbring. Dit kan jou verlossing aanbring. Dit kan jou verlos, dit kan jou vrymaak. En Jesus gee dit vir hom. As eerste teken dan, dat hy vergewe is. Die bloed van die nuwe verbond waar hy nagmaal praat, het ook tot Petrus toe gekom. En hom herinner dat hy steeds in die nuwe verbond van God ingeskryf is. Want God kry nooit sy beloftes terug wat hy aan iemand gegee het. God se verbond geld vir altyd. Selfs wat is ons baie keer nie wat die verbond verbreek, soos dat Petrus gedoen het. Maar Jesus het nie vir Petrus weggejaag en van hy drie keer in mekaar was. Jesus doen wat ons in James soos die woord. Nie net trane met dit wat jy verkeerd gedoen het in die verlede. Sit daar die verlede agter jou en kyk vorentoe na die toekoms. Vergewe en beweeg vorentoe. En waar jy in 'n moeilike situasie is en jy sukkel om te vergewe, beweeg vorentoe. Daar is omstandighede wat het baie moeilik is om te vergewe. En vergifnis, om te sê, jy moet vergewe, is baie makliker gesê as gedoen. Dit is nie iets wat sommer in sekere situasies net vanself kan kom. Daar is situasies waar jy nie seker is of jy ooit kan vergewe nie. En ek het nou die gekyk van Scott Eilers. Maar Scott Eilers kan jy gerus maar volg op YouTube, hy is sielkundige wat self in sy lewe aan depressie gelei het. So hy het 'n hele reeks dat hy al die psigiatriese siektes behandel goed. En die praat hy oor die feit dat dit nie noodwendig 'n verpligting is dat jy die hoef te vergewe wat jou verkeerd is. As iemand jou lewe vernietig het, om vergifnis nie gemaak het, ek kom dit daar nie. En die James van ons vrou om op daai manier na die verlede te gaan. Hy sê, hy het self groot foute gemaak in sy verlede. Maar tussen alles hier kan hy verbykyk, en hier waar hy, en ek sê die persoon, die geliefde wat gesê het, voor die deur van die doodstand, sê hy, ek het iemand in jou oog gesien. En dan vat ons terug, na Genesis 1 vers 26 en 27. Daar waar Jesus, waar God die aarde skep, en op die 6de dag sê die mens maak, sê die Bybel, en die mens gemaak na sy deel. Maar as jy die boodskap vertaling gaan lees, staan daar, hy het iets van homself in die mens gesit. Jy, elkeen van ons wat hier is vanoggend, het iets van God in ons wese. Dis wat ons anders maak as die res van die skepping. God het nie iets van homself in die diere gesit wat hy gemaak het op die ander dag. Net iets van homself in die mens gesit. God het nie lewensasem, sy eie lewensasem, sy gees, dieselfde woord in die Hebreëus, ruach, word vir gees en asem gebruik. God het nie sy gees en asem vir elke dier ingeblaas nie. Hy het sy persoonlike lewensasem in die mens ingelaas, volgens die tweede skepingsverhaal en die eerste skepingsverhaal is. Daarom is het my en jou taak om te soek na die engel en iemand anders se oor. En dit is interessant.
een van die 4 evangelies praat Jesus met Petrus oor sy verloning. Hy noem nie Petrus se verlede. Petrus ken dit. Hy weet wat hy gedoen. Dit is belangriker vir Jesus om Petrus op te tel en te herstel. En sy eer. En daarom konsentreer hy daarop om Petrus eerder te nooi om die toekoms saam met hom te stap. Dit is in die gedeelte net voor ons teksgedeelte. Wat hy Petrus nooi om saam te stap. En as Petrus saam stap, dan sien hy vir Johannes en dan sê hy vir Jesus, maar wat van hom? Ek dink in die vorige gedeelte, soos ek gelees het dan, het Jesus daar vir Petrus gesê hoe hy gaan sterf. Dat hy self eendag sy hande gaan uitsteek en hulle gaan hom in die kruis vaslaan. Volgens tradisie is Petrus onderste boer gekruisig, want hy het gesê, hy kan nie so sê Heer gekruisig word, hy is nie werk nie. So volgens tradisie is hy onderste boer gekruisig. Ek was my vinnigheid by gekies, want al die boek was hy opgegedoen het, ja. Maar die punt is, Petrus sien vir Johannes en sê, ja, wat van hom? Ek gaan in die kruis sterf, wat van hom? Jesus maak die saak van hom. Gaan jy saam met my voort? Nie waar jy oor met hom nie. Petrus met eerder op te worry, as om te worry oor hulle, met ander geleef. Met hy die voetspore van Jesus volg. Gaan verkondig wat Jesus aan hom gebring het. Jesus kyk nie na Petrus wat wat het. Hy sien die engel in Petrus se oor raak. En hy behandel hom so. Sy liefde was daar vir almal om te sien en te hoor. En miskien juist voor die ander disciples, sodat hulle kan sien, self, wat hulle moet doen. Want hulle het ons vrydag van mekaar gesê, was nie daar vir Petrus se skouer hulle gehad het op te hou. Nee, dit is nie nodig om trane te stort oor die wees. Dit is nie nodig om trane te stort oor wat kon wees nie. Dit is nie, hy is die hartseer. Hartseer is iets anders. Jesus was self hartseer, hy self huil. Ons lees in Genesis 6 dat Jesus, of dat God huil as hy die mens gesien met sonde. So, huil is nie. Van hieroor nie trane van verwyder stort oor jou verlede. Sit agter jou. Nie trane van spyt of skuld hê. Sit agter jou. Kyk eerder na die engel, die persoon voor jou se oor. Daar is iets van God, wat spesiaal nog gesit is. Soek na die mooi, soek na die goddelike van 'n persoon wat langs jou is, of voor jou staan. Nou, Jesus se liefde vergewendheid. Dis ons mekaar in die gemeenskap oor te dra. Ons moet daar wees met mekaar. Iemand is 'n skouerskool op te huil, moet ek daar kan wees. Ons moet soek na mense, of ons moet soek daarna, om mense tot engele te verklaar, dat ons die engel van die Here in hulle oë gesien. Nou, die prachtige lied wat ons van Jensberg gespeel het, het die weke terug met sy pa se stemra en 'n nuwe versaking. En dat hy die liedjie hier begin met 'n verwydenis ding van, ek sê dankie vir my pa wat hy wil was vir my.
opstaan, hierdie liefde hier wat ons agter ons kan sit, saam Paasdag. Die kruis, die toppunt van Jesus se vergewende liefde. Maar die kruis is nie die toppunt van die kerkse viering. Die toppunt van die kerkse viering is vandag. Die dag waar die Here uit die dood het opgestaan het. Dis hoekom ons op 'n Sondag by mekaar kom verken. Want die Here het op 'n Sondag uit die dood het opgestaan. En as hy nie opgestaan het, die ding nie, wat hy verwyk sou Petrus graf toe gegaan het. Want hy sou nooit geweet het of die Here hom vergewe het. Dit bring ons by vandag uit. Opstanding van Jesus uit die dood maak God se vergewende liefde vir ons beskikbaar. Hy gee dit vir Petrus en dan stuur hom uit om dit te verkondig. Die opstanding is die grootste boodskap van die kerk, want omdat Jesus lewe het ons hoop. Ons hoop lê nie in die dood nie, maar in die lewe na die dood. Ons hoef nie trane te huil oor die lewe of die verlede nie. Ons moet net een vraag antwoord. Het jy my waarheid gegee? 'n lewende vraag. En dit kom van die lewende self. En daarom is dit ook 'n lewensgewende vraag. Jesus gee vir Petrus die hoop van lewe as hy dit op praat oor. Dis waarom die kerk mekaar goed op Paasdag. Ons soos ons, dit is ook wat ons vaar goed neem. Dis die toekoms sê openbaar vir ons waarna ons uitsien, waarna ons verlang. 'n plek waar ons almal soos engele sal wees. Dan sal ons daar regtig die engele in die oë van die persoon wat ons kan sien. Nou wees. Dit al vreemd in ons gebroke wêreld. Maar as juist die boodskap dat God in midde van die gebrokenheid steeds daar is, steeds ons hoop is. Dat ons hoop kan vind in mekaar se oë. Sê die toeriste op Auschwitz gaan kyk, dan sien jy hoe twee persone in die onmenslikste, haglikste omstandighede hoop vind in mekaar se oë en wat hulle van mekaar sien. En in daai vriend is hy eintlik meer mense se oë as die daai twee persone se oë. Daar's mense wat skielik sagter word. Selfs van die vyande, selfs van die nasies wat skielik mense hanteer asof hulle engele in die oë sien. Auschwitz het baie mense gehad waar mense kon lag. Doch is daar vandag baie mense wat terugkyk en sê, wat oorlewing is. Nou teens. Nie langer. Ons kan verder beweeg as die verlede. Ons kan dit net doen as ons werk na die hoop van die toekoms. Die toekoms waar ons uit die ruimtes van hierdie pynlike verlede kan wegkom en in God se blye ruimtes kan beweeg. Ons ons vandag dan nie trane in rug as vir ons pyn. Die Here het waarlik opgestaan. En ons het lewe. Amen. Die vriende is hier vir ons die lekker nagmaal verkondig. Here Jesus het in die nag voor hy gekruisig is, die brood geneem. Hy het vir God dankie gesê. Hy het die brood gebreek en vir sy disippels uitgedeel en gesê, dit is my liggaam, dit is vir julle. Dink aan dit, as jy dit weet. Hy het self gedoen in die beker na die tyd. Hy het vir sy disippels gegee, maar hy sê, die beker is 'n nuwe verbond wat jy my bloed julle verlos.
Gebruik ek elke keer as jy daarvan drink, om aan my bloed te drink vir julle gesondes te vloei. Elke keer as jy van hierdie brood eet en uit die beker drink, is dit soos 'n preek waarmee julle vir mekaar vertel van wat Jesus se dood vir julle beteken. Julle moet daarmee onthou dat, daarmee aanhou, totdat Jesus eendag weer kom. Onthou dat Jesus altyd by julle is, as julle die nagmaal gebruik. Ek weet as die tafel gereed word, dan sing ons terwyl dit gebeur van 207.
is teken maak is allemaal by help met brood of wyn of leiderskap, is allemaal vir vrede. Wyn of vrede. Je vind je gelukkig zoals voltaan en wij vandaag gezag, zo. Het is niet amper die hier tussen, maar kom als er niet voltaan.